Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 459. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jafashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek vir u wat Engels magtig is, die boek, my Engelse boek, The Two Keys to the Book of Revelation, is 'n A4 boek, amper 800 bladsye dik. Hy is so dik, hy seker so 2,5, so 3 kilogram, 3,2 kilogram. Ons moes hom in 2 boeke bind, hy is te swaar vir Bybelstudie, so groot boek apart. So hy is in 2 boeke, The Two Keys to the Book of Revelation. Jy moet dit kry. Daar is inligting daarin wat nie in die 2 sleutels tot die boek van Openbaring is nie. Of enige van my Openbaring reekse nie. So, en dit is nie akademiese Engels nie. Dis in 'n eenvoudige Engels geskryf vir enige een om te kan verstaan. Selfs Afrikaanse mense. Sou jy belangstel? Gee my kontak by my WhatsApp nommer 0722367124. Of gaan na my webwerf, https://jafashoa.co.za. Soos jy sien hierbo, né? As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, gaan na deel 1 begin voor. Iedereen mag hom inligting gemis. Uiteindelik noodsaaklik dat jy moet inteken, in Engelsman sê subscribe op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings kan kry, as ook natuurlik ook ons TikTok boodskappe van Maandag tot Vrydag. Hierdie reeks is totaal lewensveranderend. Maak seker jy skryfblokpen en 33 Afrikaanse Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader vanmôre dat ons kan kom. Ons kom nie as bedelaars nie, ons kom vanmôre as koningsseuns en priesters van u mede-erfgename. Soos u vir Vader Abraham beloof het, kom ons in die geloof vanmôre en ons sê dankie vir dit wat u vir ons beteken en wat u koningskryks woord vir ons beteken. Sal vanoggend se boodskap, Vader, die woord, maak dit lewend in ons midde. Geef ons ontvanklike sielsdimensie en geestelike oor om te kan hoor wat u met ons wil deel. Ons dankie vir die voorreg en die geleentheid. In die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashoa. Elke Jafis sê halleluja. Halleluja. Welkom by Ontbytpunt Profanus. Vertrou dat die studie vanmôre vir u 'n wonderlike seën gaan wees. Die boek Spreuke, hoofstuk 24. Ek het hier gesê dat hierdie gedeelte spreek ook tot ons, wie vandag in 2026 deel van die bruid van Jafashoa is. Halleluja. Ek wil amper sê, as jy 'n seatbelt het, kan jy maar vasmaak, né? Nou ja, ons is nog steeds besig met die boek Spreuke, maar hierdie is ons vullende skrif, aanvullende skrif, en ons is steeds besig met Efese 2 vers 18. We het gesien wat Jaffa besig was om te doen deur Jafashoa. Hy sê, want deur hom, as jy jou 33 Bybel lees, jy sien hom met 'n aanhalingsteken, dis Jafashoa, het ons albei, naamlik die Israeliete, wie verlore was deur die 613 wette van Moses, en ook ons wie heidene was, wat beteken verlede tyd, voordat ons tot bekering en wedergeboorte gekom het, wie die toegang, nou moet jy mooi luister, tot die boom van die ewige lewe, Jafashoa het. Is dit nie wonderlik nie? Dit wat die vloek wat Adam en Eva veroorsaak het, deur die sonde wat hulle in die tuin van Eden gepleeg het, en waar hulle uit die tuin uitgedryf was, en engele met sware van gerubs geplaas wat
waar Vader Jahwe dan vir Jahweshua sê, as die mense nou net van die boom van die ewige lewe neem, sal hulle oë weer oopgaan. Hulle sal wees soos een van ons, herstel in hulle bonatuurlike toestand waarin hulle gelewe het vir miljoene jare. Want tyd, siekte, dood, sonde het nie op hulle effek gehad totdat hulle gesondig het nie. Nou wat sê die skrif? Wat sê die skrif? Hierdie skrif sê baie meer as wat net hier geskryf staan. Want deur hom, Jahweshua, het ons albei, naamlik die Israeliete, wie verlore was deur die 613 wette van Moses, en ook ons wie heidene was, voordat ons tot bekering en wedergeboorte gekom het. Twee goed, bekering, wedergeboorte, derde een, heiligmaking. Voordat ons tot bekering en wedergeboorte gekom het, wie die toegang, dis wat die skrif sê, tot die boom van die ewige lewe, dis Jahweshua, het. Ons het wat? Ons het toegang tot die boom van die ewige lewe. Maar ek dacht dan, dis afgeseel. Die boom van die ewige lewe is afgeseel gewees. Want Jahwe het engele met sware van 4 dae geplaas, dat geen mens daar kon inkom nie. Om weer hulle bonatuurlike status te kan herwin nie. Hoekom het hy dit gedoen? Omdat hy reeds 'n plan met sy seun Jahweshua gehad het, wie uit die doderyk uit sou opgestaan het, en deur sy aksie, na sy marteling, en sy sterfte, hy uit die doderyk uit sou opgestaan het met die sleutels van die dood en die doderyk. En ek en u vandag, in 2026, soos 2000 jaar gelede, die Jahwiste en die apostels en die disciples, hulle weer toegang tot die boom van die ewige lewe gekry. Want die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die ewige lewe, was nie 2 vrugtebome wat daar gestaan het nie. En dis ook altyd so, ons moet na die beeldspraak kyk. Die boom van kennis van goed en kwaad, Satan. Boom van die ewige lewe, Jahweshua. Dis hoekom Jahweshua sê, as Adam en Eva nou net hulle hand uitsteek van die boom van die ewige lewe neem, sal hulle in hulle bonatuurlike staat van ewige, bonatuurlike wesens herstel word. Alhoewel hulle gesondig het. Nou wat het Jahweshua gedoen? Hy het vir ons, deur sy genadebloed, aan die kruishout, en deurdat hy sy lewe afgelê het, en uit die doderyk het opgestaan, het hy vir ons in die posisie geplaas, om toegang tot die boom van die ewige lewe te ontvang. Ons het dit, die toegang het. Ek moet dit weer lees, jy moet maar my verdra, dat jy dit kan kry, maar hier is so diep skrif, dat jy die volgende skrifgedeelte kan kry wat dit invloei. Want deur hom, Jahweshua, het ons albei, naamlik die Israeliete, wie verlore was deur die 613 wette van Moses, as hulle vandag, die Israeliete, Jahweshua aanneem, hulle is nog steeds verlore deur die 613 wette van Moses, kan hulle staat van ewige lewe herstel word. En ook ons wie heidene was, verlede tyd, voordat ons tot bekering en wedergeboorte gekom het, wie die toegang tot die boom van die ewige lewe Jahweshua het. En toegang deur een gees, naamlik die Ruach HaKodesh, van die Vader, Jahwe, ons Elohim. Halleluja. So hoe kan die Israeliete vandag gered word? Hulle moet by die boom van die ewige lewe uitkom. Jahweshua. Hulle moet terugkom by hom wie reeds gesterf het, wat hulle verwerp het, wat hulle vermoor het. So gesê het, kruisig hom. Hy is nie ons Messias nie, hy is nie ons verlosser en saligmaker nie.
Hy sê, ons as Jafiste, en daardie Jode, die Jode vandag, wat lewe, het 'n toegang deur een gees, naamlik die Ruach HaKodesh, wat waar is? Hierso. Een gees van die Vader. Vader is Javons Elohim. As wedergebore bruid van Jafashua, het ons ook nou toegang tot die bonatuurlike boom van die ewige lewe, wat Adam en Eva gehad het, voordat hulle gesondig het. Wat prof? Ja, ek is herstel. My naam is herstel en herskrywe in die boek van die ewige lewe. Daar waar dit was voor die grondlegging van die aarde. Hoe? In die bonatuurlike geopenbaarde woord. Nou moet ek vasstaan in die bonatuurlike geopenbaarde woord, in heiligmaking. En die ou wat nie die woord het nie, gaan hy hel toe. Nee, hy gaan nie hel toe nie. Die ou aan die kruis, is hy hel toe? Nee, aan die regterkant. Hy is paradys toe. So weer 'n keer sê ek, al het jy nie die geopenbaarde name ontvang nie, en jy verstaan dit nie, ek was daar, ek sê dit oor en oor. Dit het my tyd gevat om by dit uit te kom. Ek dink ek was meer stubborn as iets anderster, en jare se godsdienstige dogmatiek, en studies in die kerke en goed. So wat gebeur? Wanneer ek deel van die bruid van Jafashua wil wees, dan moet ek 'n bruilofskleed aan hê. Galasië 3 vers 26-29, u kan dit gaan lees. Nou sê die woord vir ons so. Want ons is nou getrek. Ons het toegang deur een gees, die Ruach HaKodesh van die Vader. Nou vers 19, Efese 2:19. So is julle, wie wedergebore is uit water en die Ruach HaKodesh, dis die gees. Dis nie net om te sê, oh now I believe. Ek glo nou is ek wedergebore nie. Nee. Wanneer jy sê ek glo, het jy 'n besluit geneem. Jy is nie naby wedergeboorte nie. Nicodemus was dan by Jafashua. Hy het in die 613 wette geglo, maar hy het een ding geweet, hy is verlore. En hy wou meer gehad het as wat die 613 wette hom gebied het. En hy vra vir Jafashua, wat moet ek doen om die koninkryk te beerwe? En Jafashua sweer. Hy sweer, hy sê, voorwaar ek sê vir jou, jy moet wedergebore word uit water en die Ruach HaKodesh. Onderdompeling in die naam van Jafashua tot vergifnis van sonde. Hy dink met die verstand, hy sê, hoe gaan ek terug in die skoot van my moeder, in die baarmoeder van my moeder, en word weer gebore? Jafashua sweer, hy sê, voorwaar, ek sê wie nie die is. As jy nie weergebore is, nie net my aanvaar het nie, uit die water en die Ruach HaKodesh nie, sal jy die koninkryk nie sien nie. Jy sal in die koninkryk nie ingaan nie. Maar die aan die kruis het in die koninkryk ingegaan. Nee, die mense verstaan die koninkryk anderste. Die paradys is nie die einde van die heerlikheid van die koninkryk van Vader Jahwe nie. Het jy dit gehoor wat ek sê? Die paradys is nie die einde, die volmaakte, totale gedeelte nie. Die bruidskamer is die perfekte plek. En net die bruid en die bruidegom gaan in die 7de hemel in die bruidskamer in. So is julle wie wedergebore is uit water en die Ruach HaKodesh, die gees, volgens Johannes 3 vers 1 tot 11. Nou luister wat sê hy. Hy sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Ons is nie iemand wat daar onder by die draad waar die plaas die hoek maak nie. Ons bly nie daar onder weg van die mansion af, van die huis af nie. Nee, julle is dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Want hy het ons vir ons vroeër gesê in die week, ons was vreemdelinge en bywoners. Ons was nie deel van die erflatingskap nie.
Ons was nie deel van die heerlikheid van dit wat aan die seun beloof was nie. En ek kry dit nie net te sê, vergewe my sonde nie. Nee. Na dit alles is daar nog 'n pad van heiligmaking om te sterf. Ek hoor nie die ouens praat 'n woord oor heiligmaking nie. Waar kom die heiligmaking in? Waarin jy moet stap die res van jou lewe. Waar Apostel Paulus sê, sonder heiligmaking sal niemand die koninkryk van Jahwe sien nie. Hy sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges in die hemele. En huisgenote, seuns en dogters van Jahwe Almagtig. En vir die ander ouens in die 33 van God. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges in die hemele. Die huisgenote, seuns en dogters van Jahwe Almagtig, ons Vader. Wat 'n voorreg vandag, om te kan wees dat ons deel van die koninkryksplan van Jahwe is. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.